Goeiemôre vriende, ons eer die Here dat ons andermaal weer kan saam wees, so rondom sy woord, 'n nuwe dag, 'n nuwe week. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën rondom sy woord. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons sal opbou in die allerheiligste geloof. Nou, dit was 'n baie besige naweek vir Berea Christen Gemeente. Ons het Saterdag ons sonnaskool piknik gehad, wat 'n heerlike dag. Die Here het vir ons wonderlike weer gegee en die kinders kon op die glybaan gespeel het, in die swembad geswem het, in die dam geswem het, en ja, dit is net 'n kosbare en 'n wonderlike geleentheid om te sien hoe die kinders hulle ook dan self geniet. Ons dank die Here vir die woord dat ons aan die kinders kon bring, die heerlike saamkuier van die ouers en dan die meer senior mense, die heerlike voedsel wat ons kon eet. En gister het ons ook dan die voorreg gehad om in die huis van die Here te wees. Ons is besig met die boek Openbaring en kosbaar om te sien hoe die Here alles in plek skuif vir sy naderende koms, en dan ook die eerste deel van ons Bybelstudie gedoen, is jy seker, en watter kosbare voorreg om hierdie waarhede met u te deel, en dankie vir elkeen se terugvoering, en ag vriende, ons wil vra dat u ons ook maar sal verdra in die liefde van die Here wat die beerdkrag aanbetref. Ons kan nie daarvoor help nie, die oomblik as dit beerdkrag is, dan val die sein, dis nie op dieselfde plek beerdkrag in Suid-Afrika nie, sommige dele het beerdkrag, terwyl ander dit nie het nie, en as die sein opbreek, kan ons ongelukkig nie dan die uitsendings na u uitstuur, of dit is nie heeltemal ononderbroken nie. Somtyds is daar so tyd waar daar so 'n bietjie sein verloor word. Ons vra dat u in die eerste plek sal bid, dat die waarheid nog steeds sal uitgaan, en bo alles dat die Here ook ons regering met wysheid sal bekragtig. In die eerste plek, dat hulle sal sien hulle is deur God aangestel en gaan eendag voor hom rekenskap gee, en dat hulle dan ook sal seker maak of dit wel is met hulle siele, en dat die Here hulle sal red, en dan dat hulle ook wyse en bekwame mense sal aanstel in poste om die werk te doen, sodat ons dan ook in hierdie land 'n stil en rustige lewe kan leef. Ons weet, ons lewe in die eindtye, ons weet daar is sekere uitdagings, maar mag ons ook bid sonder ophou, binne die raamwerk van God se woord, sodat hy in alles verheerlik sal word. Nou, ons is vanmôre besig met die baie besondere gedagte, of ons gaan begin met die reeksie oor deurgrond my o God en ken my hart. En ek is baie opgewonde oor hierdie reeks, en daar is 'n begeerte in my hart dat die Here vir ons ook deur die waarheid van sy woord sal trek na homself, en ons sal lei in die volle waarheid. En wil ek sommer hier met die deur in die huis val deur vir u te sê, vriende, ons gaan nie in hierdie weke wat kom met onsself besig raak nie. Ons gaan nie besig raak met 'n heksejag of met 'n selfondersoek wat ons lei na depressie en moedeloosheid, en dat ons hopeloos die dag tegemoet gaan en wonder, ag, weet jy, is alles die moeite werd nie. Die teenoorgestelde is waar. Hierdie reeksie is in besonder vir die gereddes, vir die weergeborenes, vir hulle wat op 'n stadium in hulle lewe besef het dat hulle dood is in hulle sonde en misdade, en dat daar een is wat hulle lewend kan maak, dis die Here Jesus Christus, wat uitgeroep het om genade, wat wedergeboorte gesmaak het, wat geestelike lewe ontvang het, en wat nou kan getuig, eens was ek duisternis, maar nou is ek lig in die Here, en u begeerte om te wandel soos 'n kind van die lig. Daarom is hierdie reeks juist daarop ingestel om u te begelei, hoe u dan ook 'n meer heilige lewe kan leef, 'n beter lewenswandel kan hê, om God meer welbehaaglik te wees. En waarom sal ons hierdie ondersoek dan doen? Eenvoudig, omdat ons eendag rekenskap moet gee voor die Here, wat die lewende en die dode sal oordeel. En die Bybel sê ons moet hierdie rekenskap met vrymoedigheid kan gee, sodat ons loon kan ontvang om aan die voete van ons Here Jesus Christus neer te lê. En daarom is ek opgewonde, en dan wil ek ook sê, hierdie reeks is nie net vir die weergeborenes, wat smag om te groei in hulle kennis en genade van die Here Jesus Christus nie, maar dit is ook vir mense wat vanmôre hoor, wat daaroor dink en sê, ek weet nie of ek die Here werklik ken nie. Dan is my gebed dat u sal stil word, dat u tyd sal uitkoop, dat u eenkant sal gaan met die Here, dat u besige program so 'n bietjie eenkant sal skuif en tyd sal maak met die ewige siel. Want dis die belangrikste ding waarmee jy tyd moet maak, is met jou ewige siel, en vir die Here sal vra, Here, deurgrond my en ken my hart en wys vir my of ek werklik kind van die lewende God is. So daarom wil ek vra dat u saam met my deur hierdie reeks sal stap, as u gered is, dat u sal sien hoe hierdie selfondersoek dan u sal lei na 'n lewe van oorvloed in Christus. En as u die Here nie ken nie, dat die Here vir u sal uitbring by die punt van selfsterwe, dat u sal sê, Here, hier is ek. Ek kom op die einde van myself en my pogings, en ek vra, red my, maak my nuut in u, en leer my nou om u te dien, soos die woord dit vir my kom leer. So kom ons doen 'n kort gebed saam, of val ons dadelik weg met hierdie reeksie, en dan sien ons wat die Here vir ons wil kom leer. Ek weet nie hoe lank die reeks gaan wees nie, kan 'n paar weke wees,
maar ons gaan baie aspekte hanteer wat u gaan help om geestelik te groei en dan ook te verstaan wat Psalm 139 vers 23 en 24 vir ons werklik wil sê. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie vir 'n nuwe dag, dankie vir 'n nuwe week, dankie vir u goedheid en genade en guns wat ons volg al die dae van ons lewe. Ons weet al gaan ons deur 'n dal van doodskade, ons hoef nie te vrees nie, want u is met ons. En daarom vra ons, Here, dat u ons ook deur u woord sal lei na waters waar rus is. Sal u stok en u staf ons vertroos en ag dierbare Here, sal u woord vir ons opbou in die allerheiligste geloof, deur die werking van u Gees, tot verheerliking van u naam. En ons bid dit met soveel dankseggings. Amen. Nou vriende, as u kan, maak die woord saam met my oop by Psalm 139, as u op die pad is, miskien op pad werk toe, of miskien daar by die kantoor al reeds sit, luister maar net saam, ek lees vir u 'n paar verse, en dan kom ons by die oordenking daarvan uit. Psalm 139, daar staan vir die musiekleier 'n psalm van Dawid. Here, u deurgrond en u ken my. U ken my sit en my opstaan, u verstaan van ver my gedagte, u deurvors my gaan en my lê, en u is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of u, o Here, u ken dit geheel en al. En dan gaan Dawid aan en hy vertel hoe wonderlik ons in die moederskoot gevorm is, en dan sê hy daar in vers 23 en 24, deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Nou baie interessant vriende, Dawid staan bekend as die man na die hart van God. En as ons kyk na Dawid se lewe, dan sien ons, hy het nie altyd opgetree soos die man na die hart van God nie. Ons dink aan die sonde met Batseba, ons dink aan die feit dat haar man Uria vermoor is, en Dawid het 'n aandeel daarin gehad. Ons dink aan verskillende aspekte rondom die opvoeding van sy kinders, en hoe hy in gebreke gebly het om sy kinders werklik te lei na die Here. Maar as ons kyk na die gedagte dat Dawid 'n man na God se hart is, dan sien ons, dis nie omdat hy 'n sondelose man was nie, maar omdat hy 'n man was wat deurgangs gesê het, Here, ondersoek my, toets my, u die alleen wyse, kom wys my wie ek voor u is, en lei my dan op 'n weg van vergifnis, waar ek dan ook hierdie sonde vergifnis kan ontvang, om dan in 'n nuwe en 'n lewende verhouding saam met u te leef en te wandel. Oor wat sê Dawid? Hy sê, Here, u deurgrond en ken my. U sien, hy is nie met 'n selfondersoek besig en met 'n heksejag op sy eie lewe nie, want as Dawid na homself moes kyk, sou Dawid in moedeloosheid verval het. Maar Dawid kom en hy sê, Here, dis hoofletters H-E-R-E, u die verbondsgod, u die God van Abraham, Isak en Jakob, Here, ek vra dat u my sal deurgrond, want u ken my. Hy sê, u ken my sit en my opstaan. Selfs my gedagtes van ver verstaan u. U deurvors my gaan en my lê, en u is met al my weë goed bekend. Luister, die Here ken jou beter as wat jy jouself ken. Die Here ken jou woorde nog voor dit op jou tong kom, weet die Here geheel en al wat in jou gedagte aangaan en wat jy nou gaan sê. En daarom kom Dawid en hy sê, Here, deurgrond my en ken my hart. Here, u wat my goed gevorm het in die moederskoot, wil u nie ook maar my geestelike hart ondersoek en kom toets en ken my gedagtes. Here, wys my wie ek in my wese is, want u sien ons gedagtes beïnvloed ons optredes. Hy sê, deurgrond my God van binne, sodat ek na buite u kan behaag. En dan, kyk of daar by my 'n weg is van smart, 'n weg van sonde, 'n weg waarin ek u teleurstel, en ag Here, lei my dan op die ewige weg. Lei my op hierdie weg van vergifnis, op hierdie weg van oorwinning, op hierdie weg waar ek u welbehaaglik kan wees. En hierdie gebed is nie 'n gebed wat ons eenmalig in ons lewens bid, en dan is dit verby, oor en uit, is uitgesorteer, en nou gaan ek aan met my lewe nie. 'n Ware kind van die Here bid gereeld en gedurig, deurgrond my, o God, deur u woord en deur u Gees, wil u nie maar my siel kom was, en vir my kom wys wie ek is voor u, sodat ek u meer en beter kan dien, meer welbehaaglik kan wees, ook in my lewe nie. Ag, ons leef in 'n tyd, vriende, waar sielkundiges vir jou kom leer dat jy is eintlik maar die slagoffer van jou omstandighede. Daarom is jy miskien mismoedig en teneergedruk, en daar is baie mense wat vir jou sê, jou finansiële posisie, daarom sit jy waar jy sit, en dis jou huweliksmaat wat jou aftrek, raak ontslaaf van hom of haar, dan sal dit met jou beter gaan. Die kind van God sê, nee, 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 nee. Here, deurgrond my en ken u my, en wys u vir my of daar 'n weg is van sonde,
en lei my op die ewige weg. U sien, dit gaan nie oor my en jou geluk nie, dit gaan oor ons heiligheid. Dit gaan nie oor my en jou blydskap en vreugde in hierdie lewe nie, maar hoe kan ons die Here meer welbehaaglik wees? En daarom is die hele doel van hierdie reeksie wat ek gaan hou onder die tema deurgrond my o God en ken my hart, is dat u en ek weg van onsself sal kyk na 'n heilige God wat my beter ken as ek myself ken. En dat ons vir hom sal vra, Here, deurgrond u my. Here, raak u met my hart besig, deur die lees van u woord, deur die verstaan van u woord, en dat ek vanuit die woord sal toets hoe lyk my lewe voor u, sodat ek ook op hierdie weg van vergifnis, op hierdie weg van heiligmaking, op hierdie weg van gelykvormig wording aan die beeld van Jesus kan groei, sodat u dan ook meer en meer gestalte in my kan kry, sodat ek aan die einde van my lewe uit u mond kan hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Ek pleit vanmôre dat u dan ook in die dae wat kom werklik u hart sal ondersoek en deur die woord sal sien hoe lyk u, en dat die spieël van die woord voor u sal opgaan, soos Jakobus sê, dat u self sal diep insien in die waarheid van God se woord en sal sê, Here, verander my tot eer van u heilige naam. Vir u wat nie gered is nie, ek pleit, as u vanmôre hierdie boodskap hoor, word stil, roep na die hemele, want die Bybel sê vir ons, baie duidelik, een lewe, gou gaan dit verby, net wat ons vir die Here gedoen het, sal staande bly. As u nie heergebore is nie, as u nie die Here ken, as u aan die einde van hierdie lewe kom nie, sal u sy ewige oordeel tegemoet gaan, en hoe treurig en hoe hartseer om daaraan te dink, dat mense hulle lewe vermors, omdat hulle nooit by die punt uitkom waar hulle sê, Here, wys my wie ek werklik voor u is nie. Mag die Here u groot genade gee, en ook vir my wysheid dat ek die woord aan u kan bedien, op 'n manier wat hom welbehaaglik sal wees. Baie seën en baie liefde, mag die Here u dra en seën en opbou in die allerheiligste geloof. Mooi dag verder, tada.